Amen. Spreuke 20 vers 19. Iemand wat loop en skinder, lap geheime uit. Bly weg van iemand wat al te maklik praat. In die Ou Testament se Hebreëus vir die woord skinder, het dit ook die volgende betekenis. Iemand wat geheime verklap. Iemand wat bekend staan as 'n storiedraer of 'n skinderbek. Persoon wat skinder hou daarvan om persoonlike inligting van mense oor te vertel aan ander mense wat niks daarmee te doen het nie. Amen. En wat dit nie hoef te weet nie, maar hulle vertel dit. Skinder word gekenmerk as inligting wat met opset gedeel word. Skindertong het die manier om hulle self te laat goed lyk, deurdat hulle ander sleg maak. En dan probeer hulle self verhef as betrouenswaardige mense, want ek praat net die waarheid en ek vertel alles. In Romeine praat Paulus van die sondige natuur van die mens en wat God doen met mense wat sy verordeninge verwerp. Hierdie mense het weggedraai van God se opdragte en leiding. Dis het God hulle oorgegee aan hulle eie verdraaide opvattings, aan hulle sondige natuur, sê die Here in daai gedeelte. En nou die lys van hierdie sondige natuur waarvan hier gepraat word, sluit in skindertonge en lasteraars. Maar hoor gou, wat is die hele lys van hierdie sondaars wat die Here gesê het, ek gee julle oor aan julle eie sondige natuur, doen julle eie dinge. Ons lees daar Romeine 1 van vers 29. Hulle lewe, dis nou sondige mense. Hulle lewe word gekenmerk deur elke vorm van ongeregtigheid, van boosheid, van grypsig, van kwaadwilligheid. Hulle is vol jaloesie. Hulle is moordenaars. Hulle is twisgierig. Hulle is vol skelmstreke. Hulle het slegte bedoelings en skinderpraatjies. Hulle stook kwaad. Hulle haat God en hulle is arrogant. Hulle is hooghartig en verwaand. Hulle is vindingryk om slegte dinge te bedink en ongehoorsaam aan hulle ouers. Jy kan nie met hulle redeneer nie. En ook nie op hulle reken nie. Hulle is liefdeloos en sonder ontferming vir ander mense. Sjoe. Dis hard, né? Dis harde woorde wat ons hier hoor. Maar hier sien ons hoe erg is die sonde van skinder. Kyk waarmee klassifiseer die Here skinder, moord en al hierdie goeters. Die Here sien net dieselfde. En almal van hierdie staan onder God se wraak. Almal gaan verantwoording doen vir hierdie sondes. 'n ander groep wat bekend was en nog steeds is vir hulle betrokkenheid by skinder is weduwees, ouer vrouens. Ek wil amper sê huisvrouens ook. Paulus waarsku die weduwees teen die genotvolle gewoonte van skinder en ydelheid. Hierdie vrouens word beskryf as bemoeisiek en praatsiek en hulle praat oor dinge waaroor nie gepraat moet word nie. Ons lees dit in 1 Timoteus 5. Aangesien vrouens baie tyd in mekaar se huise spandeer en baie saam sit en baie gesels, saamwerk, hoor en neem hulle situasies waar. Hulle sien dinge, daai ekstra sintuig wat hulle het, nê. Hulle sien dinge, maar weet jy wat die probleem is? Dinge word so maklik uit verband uitgeruk. En dan word dit herhaal. En dan word dit 'n storie. Paulus sê dat die weduwees in die gewoonte geraak het om van huis na huis te gaan, besig om vir iets te soek om hulle ydelheid te bevredig. Ledige hande is van die duiwel en God waarsku ons. God sê pas op vir leegly, pas op vir niks doen nie, pas op vir ydelheid. Spreuke 20:19. Iemand wat loop en skinder, lap geheime uit, bly weg van iemand wat baie praat. Wyse woorde, né? Bly weg van iemand wat baie praat. Maar weet julle wat, vrou is nie die enigste wat aan skinder skuldig is nie. Dit is maklik om vinger na die vrouens te wys, is nie net hulle nie. Enige een kan in skinder betrokke raak, deur eenvoudig net iets wat jy gehoor het, oor te vertel aan iemand anders. Het julle gesien wat het Skippie gedoen? Gister toe ek ry, toe sien ek vir rooi is, daar by 'n stopstraat. Maar hy het dalk nie die stop gesien nie. En ek vertel die storie, né?
'n skinder. In Spreuke is daar 'n lang lys van verse wat die gevare van skinder dek, wat vir ons vertel, en die potensiële seer wat saam met skinder gaan. Spreuke 11 vers 12, 'n onverstandige mens praat met minagting van 'n ander, 'n verstandige mens swyg. Verstandige mens hou sy mond. Die Bybel sê dat iemand wat die waarheid verdraai veroorsaak twis. Iemand wat skinder bring verwydering tussen vriende. Ons lees dit in Spreuke 16. Baie vriendskappe is al vernietig deur 'n geskinder. Mense wat skinder veroorsaak probleme en woede. Hulle veroorsaak bitterheid, pyn en dan verwydering tussen vriende. Ongelukkig geniet party mense dit om ander mense te vernietig. Dis vir hulle lekker, hulle het een of ander sadistiese genot wat hulle daar uitput om te sien hoe verniel hulle ander mense. Wanneer sulke mense aangespreek word, ontken hulle alle aantuigings en hulle slim verskonings. As jy met hulle praat oor hulle kinderstories, dan is hulle slim. Hulle regverdig altyd wat hulle gesê het. En hoekom hulle dit gesê het? Eerder dat hulle sê ek is jammer, ek was verkeerd gewees, ek het verkeerd opgetree, beskuldig hulle iemand anders. Probeer hulle die ernstigheid van hierdie sonde en dit wat hulle gedoen het, probeer hulle bietjie minder maak. Nee, dit is nie so erg nie. Hulle kom en hulle sê, ag weet julle wat, dit was onskuldig bedoel. Dit was nou nie veronderstel om so te wees nie. Ag weet julle wat, ek het eintlik net goed bedoel toe ek het gesê het. Of hulle sê, ag weet jy wat, daai mense oorreageer man. Heeltemal, hulle ruk die dam onder die eendheid. Spreuke 18 vers 7 en 8, 'n dwaase mond is sy ondergang. Sy eie woorde is 'n dodelike stryk. Kinderstories word gretig verslind. Mense sluk dit so maklik. Spreuke 21:23 sê, wie sy mond en sy tong in toom hou hom uit gevaar. Daarom moet ek en jy, my boetie en my sussie, ons moet ons tonge bewaar, ons moet ons tonge terughou van die sonde van skinder. Indien ek en jy ons natuurlike begeertes in die Here oorgegee het, sal hy ons help om regverdig te lewe. Die Here is getrou, ek en jy moet dit net kom en ons moet dit oorgee. Ons lewens, ons sondes, die dinge waarmee ons sukkel, moet ons kom en ons moet dit vir die Here oorgee. Ons raak baie maklik betrokke om saam te praat met iets. Ons moet dit vir die Here bring. Die Here is getrou, hy sal vir ons help om klaar te kry met hierdie goeters. Maar ons moet dit bely. Ons moet dit erken aan die Here. Daar was al so baie seer kry en trane deur kindertonge veroorsaak, maar nog steeds kry dit nie einde nie. Dit hou nie op nie. Ons sien die seer. Ons ervaar self die seer wat ons kry, wat mense wat van ons kinder, maar dit kry nie einde nie. En dan praat ek nie van ongelowige mense en ek praat van gelowiges, mense wat veronderstel is om Jesus se ambassadeurs te wees, wat Jesus se lig moet uitdra. As kinders van God skinder ons, maak ons ander mense seer. Nou ek het in hierdie week Vrydag of ergens met pastoor Arthur Orendal gepraat. Van julle ken hom seker. En dis waar hierdie boodskap vandag vandaan kom. Want ek het met hom gepraat want ek het gehoor hy trou gays. En dis vir my 'n baie ernstige ding. Die Here laat dit nie toe nie. En ek het by 'n paar mense al gehoor hy trou gays. En ek het gevra, ek wil weet wat die waarheid is. En ek het net gesels, ons ken mekaar nie regtig nie. Volkome leuns. Dis onwaarhede, hy doen dit nie. Dan kyk op sy webwerf, dan kyk op sy advertensies wat hy adverteer. Hy sê baie duidelik daar, hy doen dit nie. Maar mense loop en beskinder hom daaroor. Dit is ook sy inkomste.
En mense draai weg van hom af. Hy sê vir my, as 'n paartjie wat by hulle betrokke geraak het in die gemeente en hy gaan met huisbesoek gaan doen 'n dag of 2 later, nuwe intrekkers. Hy bel hulle, hy sê is dit nog reg ek so pad, sê pastoor, jy sê welkom in ons huis nie. Dit iemand hulle vertel ook, hy trou homoseksuele. Sny hom af klaar, onttrek. Mense wil nie hy met troues doen nie, want hy trou homoseksuele. Sy reputasie lê aan flarde in die dorp. Oor 1 persoon begin het, of 2 persone, of hoeveel, begin het om 'n liegstorie te versprei oor hom. Dit het nou laas jaar begin, hierdie stories. Dat dit kort kom, dan sal mense wat wegloop by hom uit die gemeente uit. Want iemand het gesê, hy trou gays. Nie net sit sy reputasie nie, maar is sy inkomste. Nie net sit sy inkomste nie, maar is ook, hy's 'n kind van God. En dit laat die kerk sleg lyk, want ons doen nie wat ons sê nie. Net so vir inligting of vir informasie, is net 1 persoon in Rustenburg wat homoseksuele mag trou. En is een van die vrouens by Binnelandse Sake. As jy gaan kyk in die huweliksregister, is daar nie eers 'n plek vir 'n man en 'n man, daar staan man, vrou. Die handtekening is man, vrou details. So geen iemand kan wettiglik dit doen nie. En is 'n civil union, dis nie huwelik nie. So dit word net in die Binnelandse Sake se kantore gedoen. So niemand anders te kan dit doen nie. Maar dis so erg die skinder is. 1 persoon wat jaloers is dalk op hom. Hy het aansoek gedoen vir 'n werk by 'n gemeente laas jaar van nou ook al. En net toe in daai selfde tyd kom die kinderstories uit. En hulle het hom afgehaal van die lys af. Oor 1 persoon jaloers is, of wat ook al sy rede of haar rede was, verwoes hulle iemand se lewe. Dit gebeur nie net daar buite nie. Hoeveel keer het ons al in 'n selgroep gesit? Hoeveel keer hier in die kerk gesit? Voor die diens hier buite koffie gedrink, na die diens hier agter saam gekuier. By 'n jol gaan sit. Ergens. En dan word 'n persoon bespreek en sleg gesê. Dit het al met my gebeur. Persoon word sleg gesê. Hy word bespreek, hy word afgebreek en hy's nie eens daar om homself te verdedig nie. En weet jy wat is sleg nie? Al word goed van ons boeties en sissies gesê, ons staan nie op vir hulle nie. Dink jy die ergste van alles, dis slapgatheid. Dis al wat dit is. Want ek en jy nie opstaan vir ons boeties en sissies in hulle afwesigheid nie. Ons regverdig onsself deur te sê ons het hierdie persoon bespreek net omdat ons hom of haar wil help, omdat ons omgee. Bog man. Die eenvoudige waarheid is dat ek en jy nie omgee vir ander mense nie. Dan sal ons nie saam skinder nie, sal ons nie saam praat nie, sal ons nie saam sleg sê nie. Dit is eintlik vir ons lekker om ander sleg te sê, want dan ignoreer ons eie foute. En maak asof ons sharp is. As ek en jy werklik vir die persoon omgegee het, sal dit dan nie beter wees om met daai persoon te gaan praat nie. Jaco, Boeta, kan ek en jy afspraak maak? Ek sien 'n paar dinge wat nie vir my lekker is nie. Nee, ons kom 1 keer 'n maand op 'n Woensdag aand hier by mekaar, dan pak ek voor almal uit. Julle ouens, ons moet vir Jaco bid want ruk ek gou alles uit. Wat is dit? Dis kinder. Dis iemand afbreek. Gaan na die persoon toe, gaan praat met hom, gaan praat met haar. Die Bybel gee vir ons goeie riglyne hoe om dit te doen. Ons tonge is so skerp, nee. So skerp messe in ons boeties en ons sissies se in. Ons eerder agter hulle rug praat as voor hulle.
Hulle sê, kom ons sit bietjie om die tafel, kom ons praat. Ek dink baie keer is mense bang om dit te doen, want as daai persoon daar is om homself te verdedig, gaan ek en jy weer die kinderstorie begin, en die stories dalk tweede kom. Maar dan kom ons swakhede dalk uit, en dan word mense dalk vertel wat werklik in die gang is. So ons kap hom so agteraf. Die Heilige Gees het Jakobus geïnspireer om ons te vertel en te wys, wat is die oorsprong van skinder? Jakobus 3 vers 6, die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid, net so 'n plek neem die tong onder ons lede in, dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en dit word uit die hel aangesteek. Reguit uit die hel uit, dis waar hierdie goeters vandaan kom, dis waar skinder vandaan kom, dis waar sleg praat vandaan kom, reguit uit die hel uit. 'n beter beskrywing van 'n skindertong as dit kan ons nie gee nie. Vir die Here is niks onsigbaar nie en hy weet waar skinder vandaan kom. Al beweer ek en jy die teenoorgestelde. Verder vermaan die Here ons ook in sy woord oor skinder. Jakobus 1 vers 26. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdiens van hierdie man is te vergeefs. Jou tong sleg praat. Ek hoor hoeveel keer mense staan hier by die kerk prim en proper, maar vrek het dat hulle net hier buite gaan staan. Dan kom daai vloekwoorde so uit daai mond uit. Ons kan nie die Here dien met hierdie een kant en hierdie kant het ons vuil bekke nie. Ons kan nie hierso staan en praise en worship en ons hande oplig en ons kan sing, maar dan stap ek net hier uit en dan beskinder ek iemand net. Het jy gesien wat daai pastoor nou weer gedoen? Het jy gesien wat het Corrie nou weer met daai basgitaar gedoen? Dit kan nie so werk nie. Die Here sê duidelik hierso, as jy nie jou tong kan beheer nie, is jou godsdiens verniet, is jy fake. Dis wat hier staan. Dan probeer jy verniet prim en proper lyk. Dan is jy nie godsdienstig nie. En dit oor jou tong. As daar nou een ding is wat van Christene, van ek en van jou, 'n bespotting in die oë van die ongelowige wêreld maak, dan is dit 'n persoon wat beweer hy's 'n Christen, maar in sonde leef. Almal weet, ons het ons hande opgesteek. Daar waar jy werk, daar waar jy loop, daar waar ons jol, daar waar ons kuier, ek's 'n Christen. Regtig? Regtig? Of maak jy die evangelie goedkoop? Maak jy vir Jesus goedkoop? Deur jou taalgebruik, deur skinder, deur jou humeur, deur ander dinge wat jy doen, flirtasies, porno. Wat se goed stuur jy op WhatsApp rond? Is dit werklik 'n kind van die Here? Kan ons my Facebook, ons almal se Facebook hier opsit, kan ons WhatsApp hier opsit op die groot skerm, en sê kom ons blaai gou 'n bietjie deur. Nico, kom ons kyk gou 'n bietjie hoe lyk jou WhatsApps. Trevor, kom ons sit gou jou goeders op. Kom ons hardloop gou hier so deur. Shanine, kom ons sit jou goed op. Elise, kom ons sit. Of gaan jy skaam wees? Gaan jy sê, o, vrek, my foon het gebreek. Hy wil nie meer werk nie. Ons kan nie dubbelstandaarde hê nie. Mense lag vir ons Christene. Ons maak vir Jesus goedkoop deur dubbelstandaarde te hê. Ongelukkig is skinder een van die maklikste sondes om raak te sien, want dit vind so baie plaas. So baie. 'n Persoon wat van skinder hou sal altyd 'n gewillige oor soek en hy gaan altyd 'n gewillige oor kry om na daai gif te luister. Sonde in die gemeente moet aangespreek word, maar as 'n fout of sonde uitgelig word, moet die stappe gevolg word wat die Here vir ons in sy woord gee. Ons moet dit nie op ons manier doen nie. Dit gee ons nie die reg
om mense agter hulle rye te beskinder nie. Paulus het vir my en vir jou mooi gewys in die woord, hoe ons moet doen as ons 'n sonde wil uitwys. Daar in 1 Korintiërs 1 vanaf vers 11, of net vers 11 staan daar, want dit is aan my deur die huisgenote van kloue bekend gemaak aangaande julle my broeders, dat daar twiste onder julle is. Wat sê hierdie gedeelte? Daar's 'n naam gekoppel, daar's mense gekoppel aan hierdie gerig. As ek en jy iets wil sê, as ek en jy iets wil praat, moet ons naam daaraan kan koppel. Moet ek kan sê, jy kan maar vir Frikkie gaan sê so en so, want ek sê so. Sê, dis so. Gaan sien hom. Jaco het gesê, dis so, want Jaco het dit so gesien. Eerste moet ek met Frikkie gaan praat natuurlik. Ons moet nie agteraf wees en ons name weerhou. Jy moet tog net nie laat Redrick hoor nie, maar ek het dit en dit en dit. Hoekom nie? Ek is aan die bron hiervan. Dan moet jy mos nou reguit na my toe kan kom. Wanneer ek en jy na hierdie skinderbekke luister en ons spreek dit nie aan nie, maak ons die probleem net erger. Want onthou is daar 'n sonde is as daar 'n verkeerdheid is en ek en jy bly stil, dan ondersteun ons dit. Nee, ons het nou die dag daarvan gepraat. Ek en jy moet opstaan teen die verkeerde ding. Ons moet dit oordeel, ons moet dit kritiseer, ons moet sê, daai ding werk nie. Want stil bly is nie 'n antwoord nie. Stil bly beteken, jy keer dit goed. As 'n kind gemolesteer word en jy sê niks nie, keer jy dit goed. Jy ondersteun dit. Maak op jou mond. Staan op daarteen. Praat oor dit. As iemand die Here se naam in die modder insleep, staan op. Praat daaroor. Dit het niks met my uit te waai nie. Nee, dit het. As jy stil bly, keer jy dit goed. Mense wat die Here se naam misbruik, mense wat so vieslik vloek, maak op jou mond. Sê vir hulle, dis onaanvaarbaar, jy kan nie die Here se naam gebruik nie, want jy het nie doen nie, keer jy dit goed. Ons moet 'n standpunt inneem, ons moet sê ja of nee. As ons deel word om hierdie mense nie aan te spreek wat skinder nie, word ek en jy deel van die probleem. Ek en jy sal nooit ware getuies van die Here wees as ons bekend staan as kinderbekke nie. Nooit nie. 'n Skindertong bou nooit enigiemand op nie, maar dit los net spore van vernietiging, want mense se karakters word verkrag. Mense se karakters word afgebreek. Dit wat ek nou vir julle gesê het van pastoor Aker. Sy karakter word afgebreek, verkrag deur leuns. Dink 'n bietjie, as die persoon van ander mense by jou skinder, kom ons sê Riddle kom skinder by my, Riddle skinder nie. As hy by my kom skinder van Kenrick en van Lampies en van Tannie Jean, gaan hy van my ook skinder by ander mense. Jy het al daaroor gedink. Hy skinder nie net een kant toe nie, hy skinder al die kante toe, oral toe. Wat sê net om so 'n vriend te hê? Is so 'n vriend dit werd? Hy's nie werklik jou vriend nie, maar hy's een wat jou ondergang gaan bewerkstellig. Want jy gaan begin dink, "Jeg, maar kan hierdie ou vertrou man, want hy kom vertel vir my baie staf en dan begin ek my staf vir hom vertel." Waar eindig dit op? Oral in die strate. Oral op Facebook. Iemand sal dwaas wees om 'n skindertong met enige persoonlike probleme te vertrou. As mense wat berading doen in hierdie dorp, dis vertroulike goed. Jy mag nie uitpraat oor dit nie. Jy hoor dit oralste. Hoe betroubaar is jy? Wat van my en van jou? As kinders van die Here kom mense na ons toe. Hulle kom huil 'n bietjie op ons skouer, hulle kom deel hulle hart, hulle kom wens so 'n bietjie hulle probleme. Wat doen ek en jy? Hoe betroubaar is ons? Nee, wat ons vertel dit gou vinnig uit. Pastoor. Jogg, jy moet kom help. En daar's probleme by daai ouens huis, daar by Flip. Nee, jy's onbetroubaar. 'n ander probleem is, mense assosieer ons met die mense met wie ons meng.
Ons mag miskien self nie skinder nie, maar om na sulke mense te luister, neem ons deel aan die kwaad en skinder ons ook van Jesus op hierdie manier. Met wie assosieer jy? Hierdie patch agter op my rug. As mense wat daarmee assosieer, ons assosieer is 'n groep met dieselfde waardes en dieselfde beginsels, soos dit vir elke klub, elke ministry. Een ou van Unashamed aanjaag, of van wie ook al. Het julle gesien wat doen daai klomp? Dan sit ons almal. Dit is nie net een nie. Selfs met skinderbekke. Ons weet wie skinderbekke. Ek en 'n skinderbek dalk hier buite staan, vir 10 minute staan aan een kant gesels, al is dit oor 'n persoonlike probleem wat hulle hulp nodig vir het. Wat sê mense? Pas op vir Jaco. Hy hang by daai skinderbekke uit. Met wie assosieer jy? Dis ook die rede waarom Paulus ons beveel het om nie met mense om te gaan wat beweer dat hulle Christene is nie, maar ander beskinder nie. 1 Korintiërs 5:11. Maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as 'n broeder bekend, al staan sy as 'n suster bekend, 'n hoereerder is, of 'n gierigaard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower. Met so iemand moet julle selfs nie eers saam eet nie. Sjoe, dis hard, né? Skielik gaan ons vriendekring so klein word. Ja. Kom, laat ons tot inkeer kom. Kom ek en jy draai om. Kom ons begin om die Here se naam te verheerlik, deur mense werklik lief te hê en op te hou om hulle te beskinder. Kom ons hou op om in ander se sake in te meng. Kom ons bepaal ons by ons eie sake. Gun ander om hulle lewe te leef vir die Here, soos die Here hulle lei. Nie soos dit ek en jy dink hulle moet lewe nie. Ons het so maklik om vir ander mense voorskriftelik te wees en te sê, Andries, nee, jy moet so en so en so, en jy moet dit op hierdie manier doen, en Boets, jy moet hierdie kant en jy moet so. Nee, dis ek en jy se eie unieke wandel met die Here. Ja, ons moet sonde uitwys, die Here sê dit, maar kom ons hou op om te interfereer in mekaar se lewens, en te dink jou manier is die enigste regte manier. Daar's hoeveel kerke wat sê, maar ons is die enigstes wat hemel toe gaan. Sê wie? Sê wie? Net omdat jy anders te doop as ek? Net omdat jy jou nagmaal anders te hou as ek? Sê wie? Ons stap almal 'n pad met die Here. Ons weet wat is sonde. Ons moet mekaar aanspreek. Ons moet dit uitwys. Ons dien die Here op ander maniere. Kom ons los mekaar uit daarmee. As ek en jy voel iemand sondig, as ek en jy voel iemand is op die verkeerde pad, besig met die verkeerde dinge, moet ek en jy die moed hê om mekaar te gaan face to face. Gaan kyk mekaar in die oë. Gaan praat. Die Here sê as jou broer teen jou sondig, gaan praat met hom daar waar jy en hy alleen is. As hy nie luister nie, vat 2 of 3 getuies saam. Gaan praat met hom. As hy nog nie luister nie, bring hom voor die gemeente en gooi hom uit, as hy nie wil verander nie. En hanteer hom soos 'n tollenaar en 'n sondaar en ek weet nie wat alles nie. Die Here is duidelik oor hoe ons hierdie goeters moet hanteer. Ek en jy het nêrens die reg om iemand agter hulle rug te bespreek nie. As jy iemand agter sy rug bespreek, is dit skinder. En die Here sien en hy hoor wat ons doen en sê. Ek sluit af. As wat staan ons kerk? As wat staan ons biker community bekend?
Staan ons bekend as die dorp se kinderbekke, die lopende koerante, of kan die mense werklik Jesus in ons raak sien? Weet mense dat hulle op jou kan staat maak, dat jy hulle nie sal beskinder nie, dat jy nie van hulle sal sleg praat nie. Weet mense hulle kan jou vertrou met hulle geheime, met hulle seer, met hulle pyn. Hoe gaan ek en jy onthou word? Hoe gaan ek en jy onthou word? Onthou ek en jy kan dalk die enigste geleentheid wees wat 'n persoon vir Jesus kan sien, vir Jesus kan ervaar, die liefde van God kan ervaar. Wat gaan hy in jou sien? Wat gaan sy in jou sien? Sien mense Jesus in jou raak? Sien hulle die duiwel? Hulle sê altyd mense lees nie die Bybel nie, hulle lees ons Christene. As hulle jou lees, wat sien hulle? Dink bietjie mooi hieroor. Wat sien mense in jou? 'n Kinder laat meer trane vloei as wat bloed gestort word in oorloë. Meer trane word gehuil as gevolg van kinderstories as wat daar bloed loop in die oorloë. En is hartverskeurende. Hoe gaan daai ding van Sticks and Stones? Leen, hè? Leen. En wat maak die seerste? Woorde. Jou bene gaan aangroei. Maar daai skade wat woorde maak, kom nie sommer reg nie. Kom ek en jy stop ons geskindery onmiddellik. Hier vandag, kom ons maak 'n kommitment aan die Here. Here, ek is klaar met skinder. Ek is klaar met mense bespreek. Ek is klaar met dinge oorvertel. Kom ons stop dit onmiddellik. Maar kom ek en jy groei vandag 'n ruggraat. Kom ek en jy groei 'n ruggraat vandag om reg te gaan maak met iemand wat ons dalk beskinder het. Om iemand wat ons seer gemaak het. Kom ons groei 'n ruggraat en ons gaan na daai mense toe en ons gaan sê ek is jammer, ek vra om verskoning vir dit wat ek gedoen het. Kom ek en jy groei 'n ruggraat vandag om op te staan as iemand se kinder en te sê, weet jy wat, wil dit nie hoor nie. O, jy wil van 'n rooies praat. Kom ek en jy gaan na rooies toe. Dan gaan praat ons gou met hom oor die ding. Kom ons doen dit. Kom ons hou op om agteraf warriors te wees. Kom ons hou op ons kinderstories op Facebook en op WhatsApps en op al hierdie Twitters en goeters te versprei. Kom ons begin om op te staan vir die Here. Kom ons lewe soos hy van ons verwag. Amen. Baie dankie almagtige Vader. Dankie Here vir u genade. Dankie vir die woord vanoggend. Ek bid Vader dat die saad wat gesaai is, dat dit veel vrug sal dra en Here dat u deur ons lewens verheerlik sal word. Vergewe ons Here vir elke keer wat ons geskinder het, wat ons iemand bespreek het, wat ons iemand sleg gesê het. Here, en help vir ons om ons tonge te bewaar, dat ons tonge altyd sal opbou, sal seën en u sal verheerlik. Here, mag ons as 'n gemeente en 'n biker community en ook as individue bekend staan as ware kinders van u, wat u liefde en u lewe en u vreugde sal uitleef en uitdra, en dat ons u sal verheerlik met alles wat ons doen. Aan u Here alleen kom toe al die lof en al die eer in Jesus naam. Amen. Amen.